Dit is my voorreg om vanoggend hier te kan wees en met julle te kan deel dit wat ek glo die Here vir my gegee het vir hierdie gemeente, vir ek en jy wat vanmôre hier is. En ek glo dat die woord wat ek het is nie net iets wat ek opgedink het nie. Ek glo dit is God se woord vir my en vir jou vanmôre. En daarom is my gebed vanmôre, Here, dat U hierdie woord sal eer, dat U dit sal verheerlik, want Here, dis U woord. Dit is U mense wat hier sit, ek is U instrument. En Here, dit gaan alles oor U. Dit gaan nie oor 'n mens nie, dit gaan nie oor 'n bediening nie, dit gaan nie oor 'n nominasie nie, dit gaan nie oor 'n kerk nie, dit gaan oor Jesus Christus in U koninkryk. Word verheerlik in en deur ons. Amen. Laasweek het Gert gepraat oor die leeu's. Nee, ek het gepraat oor oorwinning. Ons het reeds die oorwinning behaal en daarom moet ons vanuit daardie oorwinning wat ons reeds behaal het, moet ons die nokke wat ons kry in die lewe, moet ons van daardie oorwinning wat ons reeds behaal het, moet ons die nokke ervaar. Hy die leeu's gebruik as 'n voorbeeld. Die leeu's het 94-7 of 94-0 voorgeloop en toe kom die ouens in hulle drukke 3 en toe het die leeu's nou nie in 'n hoopie gaan sit en sê alles is teen my nie. Hulle het gaan sê, "Wow, ons loop nog steeds voor, so kom ons maak hierdie game klaar. Ons nog net 'n paar minute oor, kom ons maak die game klaar." En weens 'n gebrek aan iets beters, het ek die tema van my preek vanmôre gemaak. Staan op, gaan terug, gaan uit en gaan terug. Dis die tema van my boodskap. Ek kan nie aan iets anders dink nie, so dit is die tema daai. Ons almal kom in 'n situasie, daar's geen mens wat dit uitgesluit is daarvan nie, dat ons in moeilikheid sal beland. In jou lewe, in jou omstandigheid, kom jy op 'n plek waar jy in 'n moeilike posisie beland, 'n tight spot in jou lewe waar jy voel jy het nie beheer nie. Dis nie jou skuld nie, jy het nie gevra daarvoor nie, jy het dit nie verdien nie, maar dit het gebeur met jou, want weet jy wat? Slegte goed gebeur met goeie mense. Dit is 'n feit soos 'n koei, dit is maar net so, dit gebeur. En niemand vra daarvoor nie. Ek het nog nooit in my lewe 'n ou ontmoet wat sê, hy het opgestaan en gesê, Here, ek het 'n bietjie moeilikheid in my lewe nodig. Vandag gaan dit daarom regtig goed met my. Geef my 'n bietjie moeilikheid vandag. Ek het nog nooit so 'n ou ontmoet nie. Maar tog gebeur dit met ons. Die goed kom aan ons pad langs. En vanmôre wil ek bietjie gesels oor wat maak ons in daai oomblik as ons daai moeilikheid ons pad langs kom, as die dokter kom en hy gee vir jou hierdie amper doodsvonnis van 'n siekte wat jy het, of die bankbestuurder kom na jou toe en hy sê vir jou, sorry Pel, maar ek het daarom nou te veel ja gesê, vandag moet ek nee sê. Of daai kontrak wat jy gedink het gaan deurkom, kom nie deur nie, of die verhoging wat jy gedink het jy gaan kry, kry jy nie. En die huis wat jy gedink het jy gaan kry, word verkoop aan 'n ander ou, en die blyplek wat jy gedink het jy gehad word onder jou voete uitgevat, en die bank help jou op jou voete deur jou kar terug te vat. Wat maak ons in 'n tyd soos dit? Wat maak ons in 'n tyd soos dit? Jakob is 'n ou wat 'n leier was van 'n volk. Maar Jakob kom in Genesis 42 vers 36, kom hy op 'n tight spot en hy sê op 'n stadium, alles is teen my. Alles is teen my. Jakob sit op 'n plek waar die goed net verkeerd loop en hy sê, weet jy wat, alles is teen my. En ek weet nie hoekom maak hy so nie, maar glo my, dis wat daar staan. So julle kry net die helfte van die sien, maar julle kry die volle woord, want ek sê dit soos daar staan. Jakob sê, alles is teen my. In 1 Konings 18, sien ons Elisa. Elisa is besig met hierdie ding wat hy die volk bymekaar roep, en hy sê vir die volk, kom hier na toe, en hy kry die Baal-profete, 450 van hulle, en hulle bou die altaar, en hulle sê, die God wat eerste antwoord met vuur, daardie God is dan werklik God. En die Baal-profete dans dan nou vir 'n hele dag lank al om die plek, en niks gebeur nie. Hulle sny hulle self stukkend, en hulle doen allerlei vreeslike goed, en teen die einde kom Elia, en hy bou die altaar, hy sny die vleis op, hy sit die vleis daar neer, en hy gooi water op, en hy gooi nog water op, en hy gooi nog water op, en toe bid hy net een kort gebid, en hy sê, Here, laat dit so wees, en daar gebeur dit, en hier kom die vuur, en hy verteer alles wat op die altaar is, hy lek self die vuur, lek selfs die water op, wat onder op die, binne in die gat, die sloote lê wat hulle om die ding gegrawe het. Nou met dit as agtergrond, in 1 Konings 19, in 1 Konings 19 gaan Agab, waar die koning is, terug na Jezebel toe wat sy vrou is, ek weet nie hoekom hy rapporteer aan sy vrou nie,
Maar hy gaan toe terug na sy vrou toe en hy sê vir sy vrou alles wat Elia gedoen het en die 450 profete is dood. En sy vrou sê, gaan sê jy vir, sy stuur 'n boodskapper na Elia toe en sy sê vir Elia, hulle sukkel so 'n bietjie, maar kyk vir my, ek is hierso. Hy sê vir Elia, sy sê vir die boodskapper, gaan sê vir Elia, môreoggend hierdie tyd gaan jy net so dood wees soos daai ouens. En wat maak Elia? 19 vers 3 sê, Elia het bang geword en gevlug vir sy lewe. Elia, wat nou net hierdie geloofsheld was, wat vir die volk gedemonstreer het geloof soos min mense dit kan doen. Ek meen, een profeet wat teen 450 gaan staan, 450 sê jy's verkeerd, een ou wat sê ek is reg. En dis nie net die 450 Baal-profete wat teen hom is nie, selfs die volk aanbid Baal, hulle aanbid nie God nie, en hierdie een profeet moet hierdie volk oortuig, God is God, en hy het hierdie oorwinning behaal, en nou hardloop hy en hy gaan kruip weg onder 'n besembos, en hoor wat sê hy, in Konings 19 vers 4 sê hy, nou is dit genoeg Here, neem maar my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie. Elia, hierdie groot geloofsheld, kom in 'n tight spot en hy sê, Here, vat maar my lewe, ek het genoeg gehad, ek wil nie meer nie. Ek weet nie wie van julle was al op so 'n spot in jou lewe nie. Ek was daar. En ek weet, as jy wil eerlik wees, was jy daar, op vrek naby daan, maar ons almal kom op so 'n plek in ons lewens. En in 1 Konings 19 is daar 3 goed wat God vir Elia sê, hoe om uit hierdie toestand van selfbejammering, uit hierdie toestand van mismoedigheid, uit hierdie toestand van my kop hang, ek wil nie meer nie, ek is moeg, ek wil huis toe, ek kan nie meer nie. God gee vir hom 3 goed wat hy moet doen om uit te kom. En die eerste een wat hy sê is in vers 5, hy sê, staan op. Staan op. In die nuwe vertaling, 83 vertaling sê, word wakker. My vertaling, Pieter 3 vers 1 sê, vat verantwoordelikheid vir jou probleem. Dis jou probleem. Vat verantwoordelikheid, dis nie jou skuld nie. Jy het nie daarvoor gevra nie. Jy het dit nie verdien nie, maar dit is joune. Vat verantwoordelikheid daarvoor. Toe ek in 2013 gediagnoseer was met kanker, het ek deur 'n klomp goed gegaan in my lewe en ek onthou een nag 3 uur in die oggend lê ek op die sitkamervloer en ek huil voor die Here en ek sê Here, daar's nog so baie goed wat ek wou gedoen het. Ek wil nie nou al doodgaan nie. Ek sien al die pearly gates en ek sien al hierdie goeders. Ek sê Here, ek wil nie nou doodgaan nie. En weet jy wat was my bevrydend gewees? Die oomblik toe ek 3 uur in die oggend besef, die openbaring gekry het, Pieter, jy het kanker. Dit het my vrygemaak. Want weet jy wat, ek het kanker. Kanker het my nie. God het my. Dit het my vrygemaak. Dit het my laat opstaan, dit het my laat besef, maar ek het vat verantwoordelikheid. En wanneer mense vir my kom bid, het Gert en 'n klomp ander ouens het my kom bid in die hospitaal, ek gesê asseblief, moenie vir my sê ek het nie kanker nie, maar daar's ouens wat sê, moenie, jy moet positief bely. Nou lieg jy vir jouself en sê ek het nie kanker nie. Nee, ek het nie kanker nie. Ek het kanker. Kanker het my nie. God het my. God het my. Vat verantwoordelikheid vir jou moeilikheid. Lukas 15 vers 18 sê die verlore seun, hy sê ek sal opstaan en ek sal na my Vader toe teruggaan. Hy neem 'n besluit, net soos wat hy die besluit geneem het om uit te loop en sy erfdeel te gaan vermors, het hy besluit geneem om op te staan en terug te gaan. Hy het verantwoordelikheid gevat. Hy het gesê dis my moeilikheid. Ek sit hier tussen die varke, ek eet hierdie pele, dis my skuld. En hy staan op en hy gaan terug. En dis vir God so belangrik dat jy moet wakker word en dat jy moet opstaan en dat jy verantwoordelikheid vat. Hy sê dit weer in vers 7 sê vir Elia, staan op, word wakker. Genesis 4 vers 6 sê, waarom is jy kwaad en waarom laat jy jou hoof hang? Gert het dit laasweek ook gelees. Hy sê, waarom laat jy jou hoof hang? Maar die psalmskrywer in Psalm 42 is daar vir my iets awesome. Hierdie ou praat met homself en baie mense sê vir my ek seniel want ek praat ook baie keer met myself. Maar weet jy wat, die psalmskrywer praat met homself en hy sê, wat buig jy jouself so neer binne in my? Hy sê, staan op, hoop op God.
En hierdie is so belangrik, hy sê dit nie net in 1 vers in vers 6 nie, hy sê dit ook in 42 vers 12, en hy sê dit weer in 43 vers 5. Wat buig jy jou so, waarom, ek net die lees, wat buig jy jou neer o my siel, en is jy onrustig in my, hoop op God, vat verantwoordelikheid vir jou probleem, staan op, word wakker, besef nie net dat jy in die moeilikheid is, maar besef ook wie jy is. Jy is kind van God. En sien jou probleem vanuit daardie perspektief uit, dat Jesus het gesê in Johannes 16 vers 33, in hierdie wêreld sal jy moeilikheid kry. En dan sê hy in die tweede deel van die vers, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Weet jy wat het ek gesê, toe ek tot hierdie besef gekom het hierdie oggend, het ek gesê, al wurgkanker die laaste asem uit my liggaam uit, sal ek met daai laaste bietjie asem sê, God is in beheer, God is goed, God is getrou, ek sal hom bly loof en prys, want hy is in beheer. Vat verantwoordelikheid, staan op, word wakker. Die tweede ding wat hy sê in vers 11 is, gaan uit, kom uit jou kokon van selfbejammer uit, kom uit jou kokon van seer en pyn uit, kom uit en gaan aanbid die Here. Want dis wat Jesus sê, wat God vir Elia sê, hy sê kom uit en kom in my teenwoordigheid in, en dan kom die Here en hy wys vir hom die donder weer, en hy wys hom die goeters, en dan in die stil sag, daar's die Here. Maar die Here sê vir hom, die tweede stap om daar uit te kom, om uit hierdie ding uit te kom, hierdie ding te oorwin is, kom uit in die teenwoordigheid van die Here. Want dis in die teenwoordigheid van die Here, wanneer die Here begin worship, wanneer die Here begin prys, nie vir wat hy vir jou gedoen het, maar vir wie hy is. Want hy's God, hy's soewerein, hy's altyd deur God, van die begin af tot die einde toe, sonder tyd. God is God en hy sal nooit verander nie. Ongeag wat jou omstandighede is, God sal dieselfde bly. Hy is getrou aan sy woord, hy sal doen wat hy gesê het hy sal doen. Jy moet net uitgaan en in sy teenwoordigheid inkom. En die ander ding is wat hy ook moet verstaan met hierdie uitgaan is, dat ons het geestelike familie, vriende in familie binne in die kerk. Want weet jy wat gebeur wanneer mense seer kry, wanneer hierdie moeilikheid, wanneer die pop of die fan strike, dan onttrek ons van die kerk af. Weet jy hoeveel mense gaan kuier ek in die hospitaal, as hulle vir my, hoe het jy geweet ek is in die hospitaal, dan sê ek nee, ek het op Facebook gesien. Want jy het my nie gebel nie, want jy skaam, jy wil my nie pla nie, want jy dink ek het te veel werk, ek maak net of ek werk, ek word betaal om besig te lyk. Maar is dit nie wat ons doen nie? Ons onttrek sodra die moeilikheid kom, want ek wil nie ander ouens met my moeilikheid pla nie. Maar as iewers sê Paulus, hy sê vergeet wat agter is en strek uit na wat voor is. En ek dink altyd daai strek, jy moet strek en dan het jy iets om aan vas te hou en jy moet strek. Jy het baie keer 'n boetie of 'n sussie nodig om aan vas te hou om deur daai moeilikheid te kom. Maar dan onttrek ons van die kerk af. Ons loop met maskers op en ons sit hier in die kerk met vroom gesigte en sê alles is oukei. En ek is oukei, ek sal deur dit kom, is my moeilikheid, ek sal deur dit kom. Maar baie keer is ons so in onsself met ons seer en ons pyn, dat ons selfs van God af onttrek. Ons sukkel om Bybel te lees. Dis nie dat ek nie wil Bybel lees nie, ek sukkel. Dis nie dat ek nie wil bid nie, ek sukkel om 2 woorde agter mekaar te kry, om vir God te sê hoe seer is dit hier binnekant my. Dan het ek boeties en sissies nodig. Ouens wat my hand vashou, ouens wat sy hand op my skouer sit, ouens wat vir my sê, man, kom ek draai jou in gebed. Galasiërs 6 vers 2 sê, dra mekaar se laste en vervul so die wet van die Here, of die wet van Christus. Wanneer jy onttrek van jou geestelike familie, wanneer jy onttrek van God, is jy op 'n baie gevaarlike plek. Jy's op 'n baie gevaarlike plek. Hoekom? Want dit is die plek waar die duiwel jou kom haal. En dis nie 'n bangmaak storie wat ma sê as jy nie jou kos wil eet nie. Dis die plek waar die duiwel jou kom kry. Wanneer jy onttrek van God. Genesis 4 vers 7 sê, God vir Kain, die sonde lê en loer voor die deur en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. Wanneer het God dit vir hom gesê?
Nog voordat hy sy broer doodgemaak het. God het geweet hierdie ding gaan kom. Hy waarsku hom, hy sê vir hom, moenie laat hierdie goed wat in jou kop rond, moenie laat jou kop jou lyf rondjaag nie. Hierdie goed wat in jou kop rond en jou vertel, dis almal se skuld, dis nie jou skuld nie. Abel het dit gedoen en Abel is dit. Moenie laat daai goed jou deurmekaar maak nie. Die sonde lê en loer vir jou. Hy wag vir jou. Maar jy moet daaroor heers. Petrus waarsku ons ook in 1 Petrus 5 vers 8. Hy sê wees nugter, wees wakker, want julle vyand die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek iemand om te verslind. Die duiwel verslind nie almal links en regs nie, hy het nie die mag nie, hy kan dit nie doen nie. Hy soek die ou wat vulnerable is. Hy soek die ou wat oop is. Hy soek die ou wat deure oopgemaak het. Hy soek daai ou wat oop is om verslind te word. En as jy jou onttrek van God en jy onttrek jou van jou geestelike familie, dan is jy op 'n gevaarlike plek, want dan is jy op daai plek waar die duiwel jou gaan kry. Staan op, vat verantwoordelikheid vir jou moeilikheid, gaan uit in die teenwoordigheid van God, kom in daardie vaderverhouding, waar jou pa jou sy hand om jou skouers kan sit, en vir jou net kan vasdruk teen sy bors, en vir jou kan sê, my kind, ek weet dit is moeilik, maar is okay. Ek is hier. Ek is by jou. Kom by jou familie en vriende wat geestelik is. Nie die ouens wat saam met jou sit en kla op die barstoeltjie nie. Kom na hulle toe wat werklik omgee, ouens wat die woord ken, ouens wat werklik vir jou inbid, vrede en kalmte om deur hierdie moeilikheid te kom. Dis wat my deurgedra het. Ek is gesond vandag, ek moet dit daarom getuig, die Here het my genees. My kankertelling is 1.6 toe ek in Maart maand gaan toets het. So prys die Here ek's genees, maar ek het elke keer vir die mense gesê, moenie my kom vertel ek het nie kanker nie. Bid dat die Here my sal help om hierdie kanker so te dra dat ek waardig sal wees die God in wie ek glo. Die mense na my sal kyk en sê, "Yes, ek kan sien sy God lewe." Staan op, gaan uit. En dan sê hy in vers 15, gaan terug. Gaan terug. Die derde stap van genesing is gaan terug. En weet jy wat, God sê nie vir hom gaan terug na Jezebel toe nie. Hy sê nie vir hom gaan terug na die Baal-profete toe nie. God gee vir hom ander werk. Hy sê gaan terug na jou bediening toe. Gaan terug daar waar jy veronderstel is om te wees. Daar waar ek jou wil gebruik. God sê vir hom, gaan salf daai ou as koning, gaan salf daai ou as koning en wys jou opvolger aan. Hy sê nie vir hom gaan terug na Jezebel toe en beklei met Jezebel omdat sy jou wil doodmaak nie. Hy sê gaan nie terug na Agab toe en gaan vra vir Agab hoekom gaan klik hy by sy vrou nie. Hy sê gaan terug en gaan doen die werk waarvoor ek jou geroep het. Gert het laasweek die Emmausgangers genoem in Lukas 24. Die Emmausgangers het gehoor Jesus sê die derde dag gaan ek opstaan. En vroeg die môre, voordat hulle weet Jesus het al reeds opgestaan, toe vat hulle die pad terug huis toe, na Emmaus toe. En langs die pad kom Jesus en hy loop saam met hulle. En hy praat met hulle en teen die aand se kant toe kom hulle by die dorpie Emmaus aan. En hulle gaan in die huis in en hulle gaan sit en hulle eet en Jesus sit en eet saam met hulle. En hy openbaar die skrif aan hulle. En terwyl hy dit doen, toe herken hulle hom vir wie hy is. Maar weet jy wat vir my die awesomeste gedeelte van hierdie stuk? Toe hulle ontdek, maar wow, niks het verander nie. Jesus het opgestaan. Hy's getrou aan sy woord. Toe sê die Bybel hulle staan dadelik op. Onthou dis nou al nag. Daar's nie straatligte nie, daar's load shedding. Daar's nie ligte nie. Daar's leeu's. Die ouens loop in die donker terug Jerusalem toe. En weet jy wat, toe hulle terugkom in Jerusalem, wat kry hulle daar? Die kerk is nog steeds daar. Die ouens is nog steeds besig om te aanbid. Die graf is nog steeds leeg. Die kruis is nog steeds leeg. Jesus het opgestaan en die kerk gaan voort. Gaan terug. Maar weet jy wat's baie hartseer? Baie mense wil teruggaan voordat hulle opgestaan het. Baie mense gaan terug, hulle probeer teruggaan. Baie mense probeer uitgaan sonder dat hulle opgestaan het. Hy het nog nie verantwoordelikheid vir sy moeilikheid gevat nie, maar nou wil hy in die teenwoordigheid van die Here kom. En nou sukkel hy nog steeds. Hy het nog nie verantwoordelikheid vir sy moeilikheid gevat nie, maar nou wil hy teruggaan in sy bediening en hy sukkel. Maar hoekom sukkel hy? Want hy het nog nie opgestaan nie. Staan op. Uit jou moeilikheid uit, word wakker, besef,
Jy's in die moeilikheid, maar besef ook wie se kind jy is. Saul, toe Dawid vir Goliat doodgemaak het, weet jy wat Saul se eerste woorde toe Dawid met Goliat se kop daar aankom? Hierdie vreeslike groot kop, ek weet nie hoe daai jong man daai groot kop gedra nie, want Goliat het 'n groot kop gehad. En net om ons die hare so weet jy wat vra Saul vir Dawid? Wie se seun is jy? Who's your daddy? Wie's jou pa? Wie's jou pa? Besef wie's jou pa. En wanneer jy besef wie is jou pa, gaan in sy teenwoordigheid in. Gaan spandeer tyd saam met hom. Kom by jou vriende en familie uit wat Jesus ken, wat jou kan ondersteun. En dan gaan jy terug in jou bediening in. Dan gaan jy terug en laat God jou gebruik. Hoe maak mense dit prakties? Prakties. So maak mens. Eerstens laat jy jouself tyd toe om te rou. Jy laat jouself tyd toe om te rou, want weet jy rou en rou beteken jy voel daai pyn, jy weet jy het seer gekry, jy weet presies wie die seer veroorsaak, jy weet waarvoor het die seer gekom en jy verstaan nie alles nie, maar jy weet van die seer, jy vat verantwoordelikheid vir daai seer, want God het 'n rou tydperk daar gestel sodat ons genees kan word. Maar moenie so lank rou dat jy vasgevang word in daardie rou tydperk laat dit 'n wortel van bitterheid word nie. Staan op, vat verantwoordelikheid. En die tweede ding is kom in God se teenwoordigheid en omring jou met jou vriende en familie. En soms is dit nodig om alleen te wees. Daar's niks verkeerd om 'n bietjie net te onttrek en sê, luister ek wil net bietjie my kop bymekaar kry. Maar jy kan nie vir altyd bo op die berg bly nie. Jy moet een of ander tyd afkom van daai berg af. Jy moet een of ander tyd die wêreld face. Jy moet een of ander tyd weer vir die wêreld jou gesig kom wys. Kom weer tussen mense. Kom weer by God uit. En genesing kom deur diensbaarheid. Want dit is juis wanneer jy iemand anders bedien, wanneer jy iemand anders bedien, wat jy ervaar hoe God jou seer gesond maak. Ek het al hoeveel keer met mense gesit en gesels, dan vertel hy my sy storie, dan besef ek, wow, ek weet presies waarvan hy praat. Ek was daar, ek voel daai pyn, as hy my sy storie vertel, dan voel ek daai pyn in die binnekant my. Ek weet dit, dis asof ek dit op my mond kan proe. Ek weet dit, ek ervaar daai pyn. Ek weet waarvan hy praat, maar ek ken die oorwinning. En ek kan met daai persoon deel van staan op, gaan uit en gaan terug. Diensbaarheid, wanneer jy jouself verander gee, dan verskuif die fokus van jou pyn na die God wie se kind jy is. Gaan terug, staan op, vat verantwoordelikheid. Kom in die teenwoordigheid van God en gaan terug. Ons gaan nou vir jou 'n video wys. Ek gaan nie iemand vorentoe roep en iemand op 'n spot stel nie. Ons gaan 'n video's wys. En terwyl hierdie video speel, ek gaan vir jou so 'n paar minute kans gee. En terwyl die video speel, miskien moet jy vanmôre vir die Here sê, Here, ek vat verantwoordelikheid vir my moeilikheid. Miskien moet jy vanmôre vir die Here sê, Here, ek het nodig om in die teenwoordigheid te wees. Miskien het jy vanmôre nodig om te sê, Here, ek het opgestaan, ek het teruggegaan, maar is nou tyd om ek het uitgegaan, is nou tyd om terug te gaan. So terwyl die ding speel, kyk dan na die woorde is op die bord, kyk na die woorde en maak self met jou die ding uit by God. Hemelse Vader, elkeen wat vanmôre in hierdie gebou is, besef dat ons hoop is op U, soos die psalmskrywer ook gesê het, hoop op God. Vanmôre is my gebed, Here, dat elkeen, maak nie saak waar hy is, of hy besig is om op te staan, besig is om uit te gaan, besig om terug te gaan, waar ons ook al is vanmôre in ons geestelike lewe, bid ek, Here, dat U hand oor ons sal hou, dat U guns oor ons sal uitstort, Here. Help ons om deur daardie stadiums te kom wat U wil hê, en dat ons ander kant sal uitkom en sal weet, God is God, Hy is soewerein, Hy is altyd deur, van die begin tot die einde toe, altyd deur dieselfde. Ons wil U loof, Here, ons wil U prys, ons wil U aanbid, Here, want selfs in die donkerste nag is U die lig. Selfs in die ligste plek is U nog steeds ligter as lig. Here, ons wil U loof, ons wil U prys.
Dankie Here vir verlossing wat U vanoggend gegee het. Dankie vir genesing wat U vanoggend gegee het. Dankie Here dat U naam verheerlik is, want op die einde van die dag gaan alles oor U. Ons eer U daarvoor. Amen.